Goeiemiddag. Vandag se woord kom uit Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons lees vanoggend 'n boek van Kobus van der Westhuizen waar hy dagstukke inskryf, en die opskrif vir die boodskap van die dag is inklusiewe krag. Die krag wat Christus aan sy kinders toegesê het, die krag van die Heilige Gees, is die belangrikste vorm waarin krag ooit gegee kan word. In teenstelling met soveel ander kragbronne is hierdie vorm van krag inklusief. Dit beteken dat ander mense wil insluit. Elkeen wat hierdie krag ontvang en vir hulle toegeëien het, word self 'n kragsentrale wat tot ander se beskikking is. Die meeste vorme van krag in die wêreld is selfsugtig en hebsugtig van aard. Iemand wat dit het meestal sy of haar eie belangrikheid in gedagte. Die krag van die Gees is vir almal beskikbaar deur hulle wat daarvan getuig. Dis opvallend dat Christus onmiddellik nadat hy die krag van sy Gees aan sy disippels toegesê het, vervolg met die opdrag: en julle sal my getuies wees tot die uithoeke van die wêreld. Handelinge 1 vers 8. Net soos 'n lig nie bedoel is om onder 'n maatemmer te skyn nie, volgens Matteus 5 vers 15, is krag wat God gee nie bedoel om selfsugtig toegeëien te word nie. Dis bedoel vir die wêreld. Krag wat selfsugtig vasgehou word, verloor die doeltreffendheid. Dit is soos die battery van 'n motor wat nooit gelaai word nie. Die eenvoudigste manier om dit te laai is om die motor te gebruik. Op dieselfde wyse werk geloofskrag en getuieniskrag. Om dit doeltreffend te hou, moet jy ander mense daarbey betrek. Hoe gebeur dit? Versterk die moedelose, vertroos die bedroefde, tel die swakkere op, vermaan die onverskillige, gaan staan in die pad van die een wat afdwaal. Wees vir jou medemens 'n anker en 'n padwyser. Sy hartse gebed was: maak my gewillig, Here, om die krag van die Heilige Gees wat in my is, met ander te deel. Nou, laasweek Vrydag het die Heilige Gees dit onder my aandag gebring om vir my 'n vitamien aanvulling te kry, want ek glo sterk as ek Jesus het ek alles. Maar die Heilige Gees het vir my oopgemaak dat ja, die Here het my liggaam geskape met organe en ek het vitamiene en minerale nodig vir elke orgaan om optimaal te funksioneer. So Saterdag was ek gehoorsaam en ek het 'n vitamien aanvulling gaan kry, en toe ek die rak so benader, toe kom na 'n bemarkingsdame nader om nou my te kom vertel wat 'n produk tans die beste op die mark is. En ons het aan die gesels gegaan, en toe ek myself kry, toe vra ek vir haar of sy wedergebore is, en sy sê ja. En ek vra toe of is sy gedoop deur water, en sy sê vir my ja. En ek vra vir haar, het jy onvergifnis in jou hart? En sy sê vir my, ek is 'n Christen, ek doen nie sulke dinge nie. En ek wag so 'n oomblik, en die Heilige Gees maak vir my oop, maar sy het onvergifnis teenoor haarself. En ek deel dit toe met haar, en ek vertel haar dat Jesus die enigste volmaakte mens was wat ooit op die aarde gewandel het. En ons maak foute, en ons groei, en ons kyk vorentoe. En ons is mens. En in een oomblik kon ek sien hoe haar hele gemoed verander. En dan sy het net my omhels met 'n drukkie en sy het gesê dankie. En toe ek wegloop, toe kon ek sien hoe straal haar gesig. So hierdie skrif van vandag sê Jesus vir ons moet sy getuienis wees. Ons moet sy getuienisse wees waar ook al ons mag kom. Ek het so dinge in my hart wat ek gewoonlik is, ons by 'n plek wegstap, dan draai ek net om en sê ek vir die mense, of dit nou by 'n til is, en of dit by 'n volstasie is, of dit by Tollhek is, waar dit ook al mag wees, dan sê ek net dankie. Mag die Here jou seën, en Jesus is baie lief vir jou. En daar's soveel mense wat dit so waardeer, en 'n oomblik kan jy sien hoe hulle ophelder. En daar's wel mense wat dit nie so waardeer nie, maar ek bid dat die Here met hulle harte sal werk.
Die boodskap waarmee ek vanoggend wakker geword het in my hart is, saam is ons sterker. Wat het jy vandag vir Jesus gedoen?